ontsettend bevoorreg. So bevoorreg. Sê julle amen, stem julle saam. Ons is bevoorreg om vir Petrus te hê wat vir ons so mooi goed kan verduidelik. Dankie Petrus, ons waardeer jou. Ons is so bevoorreg om 'n musiekspan te hê. Lekker saam te sing, het julle ook lekker saam gesing? Amen, dit is my rarig lekker gewees, dankie vir julle. En mag ons 'n punt daarvan maak om regtig mekaar te waardeer. En ek weet dis lang naweek, maar is julle ook saam met my dankbaar dat die Here nie lang naweek vat nie. Weet nie of jy dit weet nie, maar dit is al meer die gewoonte dat gemeentes oor lang naweke toemaak. Weet nie of jy dit weet nie. Jy sal sien in die stad veral hier tussen Kersfees en Nuwejaar. Ek meen al die besighede maak seker toe, so die kerk kan seker maar ook toemaak. Mag daar by jou so 'n bietjie van 'n sooibrand kom as jy hoor kerk maak toe op Sondag. Dit hoort nie so nie. En so ons is bly jy's hier. Ons is bly jy's honger vir die Here. En ek vertrou saam dat die Here ons gaan help vanoggend wanneer ons praat oor die wyshede van Salomo. En jy kan saam blaai na 1 Konings hoofstuk 3 toe. Ek het baie om te sê vanoggend, so ek het nodig om vir iemand te vra, Chris, jy's amptelik die tydhouer vanoggend. Okay, so as jy verveeld raak, frons vreeslik, of wag, Hanlie, jy weet as jy hier is soveel dinge en ek wil regtig net, ek wil die Here vertrou dat iets van die wyshede van Salomo weer in my en jou hart sal leef. 1 Konings begin vir ons vertel hoe Salomo die Here gedien het, hoe lief hy vir die Here was, hoe hy lewe geleef het, uitverkoop aan die Here, gereeld gegaan het na 'n plek toe, die hoogtes noem hulle dit, om vir die Here 'n offer te bring, want op daardie stadium was die tempel nog nie gebou nie. In vers 7 gebeur dit so van hoofstuk 3 van 1 Konings. Nou dan, Here my God, het u knegt koning gemaak in my vader se plek, in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit of in te gaan nie. En u knegt is midde onder u volk wat u verkies het, 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie 'n lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek in jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy al jou dae sal wees nie. En, baie belangrik, as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek ook jou dae verleng. Kan julle onthou wat het gebeur? Nadat Salomo by een van hierdie geleenthede gaan offer het, slaap hy en in 'n droom verskyn die Here aan hom en vra die Here vir hom, so Salomo, wat wil jy hê? En Salomo kies nie rykdom nie, en hy kies nie die lewe van sy vyande nie, en hy kies nie vir homself 'n lang lewe nie. Hy vra, Here, gee my asseblief opregte hart wat kan onderskei. In ander woorde, gee vir my wysheid en verstand. En ek en jy het die voorreg om in 2026 die produkte kan ervaar van die wysheid wat die Here vir Salomo gegee het, want Salomo skryf dan Spreuke en hy skryf Prediker. En ek wil jou net so bietjie help miskien
En soos wat jy worstel met die woord, daar's 3 boeke wat ons ken as die wysheidsboeke. En hulle is Salomo, en hulle is Prediker, en wie weet dalk wat is die 3de een? Vat 'n raai. So ons het Spreuke, ons het Prediker en ons het Job. Job is die ander wysheidsboek in die Bybel. En jy sal goed doen as jy hierdie 3 saam lees. Want Spreuke gee vir ons die reëls van die lewe. As jy goed doen, sal dit met jou goed gaan. Spreuke leer ons goed is soos ken hom in al jou weë, dan hy word eerste geskryf. In wat so Salomo nou skryf. Prediker word later geskryf in Salomo se lewe en deel so 'n bietjie meer met die uitsonderings op hierdie reëls, want dit is die reëls van die lewe. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Maar Salomo wandel dan saam met die Here. Hy ken hom ook, nie in al sy weë nie, maar seker van sy weë. Maar hy kom ook agter, maar partykeer gebeur goed anderster as wat dit veronderstel is om te gebeur. Partykeer doen ek alles wat reg is, ek doen die goeie, maar dan werk dit nie heeltemal so uit nie. En dan skryf hy Prediker en hy sê, te vergeefs, alles is te vergeefs. En daar's iets om te leer. En natuurlik die ekstreem geval van die uitsondering op die reël is die boek van Job. Hierdie 3 boeke staan nie in kontras teenoor mekaar nie, maar bring definitief konteks vir mekaar. En dis belangrik dat ek en jy in die wysheid van Salomo so 'n bietjie in ag sal neem al hierdie goed. En wat ek hoop om te doen vanoggend is die laaste, kom ons sê maar ongeveer 2 weke, is ek omtrent woelig hier in Spreuke en lees ek al hierdie, is asof hierdie waarhede net vir my nuut word. Dis net soos, wat? Hierdie is dan nou die goeie waarmee ons spook, man. Hierdie is dan die dinge waardeur ons moet worstel en dinge wat ons baie keer mee sukkel. En dan sê ek net soos, maar miskien moet ek net weer van die geleentheid gebruik maak om jou ook te herinner. En hier's wat ek hoop jy sal doen. Soos het ons deur 'n paar, want dit is natuurlik onmoontlik. Ons sal maande kan preek oor Spreuke. Maar ek hoop om so 'n bietjie net die hoogtepunte vir jou deur te gee. Maar soos wat ons deur dit praat, hoop ek dat jy die gevolg van iets sal raak sien en met volwassenheid vra, is hierdie gevolg heiliglik deel van my lewe? En dan oorweeg of daar nie dalk hierdie oorsaak is van hierdie uitdaging nie. Nou, Salomo maak dit baie duidelik van die begin van Spreuke af en herhaal dit gereeld en herhaal dit onder andere in Spreuke 9 vers 10. Wanneer hy sê die beginsel van die wysheid of dan nou die begin van wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. En so Salomo wil iets baie belangrik vasmaak in my en in jou hart. En dit is dat as ek en jy in wysheid wil wandel, moet ons ook in die vrees van die Here wandel. Wat beteken dit tog? Wat beteken dit as ek sê, wanneer Salomo sê dat die begin van wysheid is die vrees van die Here? Moet ons vandag nog die Here vrees? Wil iemand sê nee? Jy sal sien die 2020 vertaling vertaal die vrees van die Here as agting vir die Here. Wat moontlik die meer gesonder vertaling is, ek weet nie. Maar vrees van die Here beteken nie dat my broek die hele tyd moet bewe as ek in die aande moet bid nie. Dis nie wat die vrees van die Here is nie. Die vrees van die Here beteken nie dat daar by my geen vrymoedigheid moet wees om met my Pa in die hemel te praat nie. Dis nie wat dit is nie. Die vrees van die Here beteken dat daar is 'n ander stem voordat ek 'n besluit neem. Voordat ek steel, is dit eers, maar wat dink my Pa hiervan? Vrees van die Here is, op 'n manier kan ons sê, dis 'n morele kompas, 'n rigtingaanduier in my en in jou lewe. 'n manier wat ons keer,
Om nie net te sê wat ons wil sê nie, en nie net te doen wat ons wil doen nie. Die begin van wysheid is die besef, ek behoort ook die Here te vrees. Salomo in die begin, wanneer hy die Spreuke skryf, en hy skryf nie almal van hulle nie, maar hy skryf die grootste deel van hulle, maak hier die saak van die begin af vas en herhaal dit 'n paar keer, en baie interessant. In Prediker aan die einde van sy lewe, wanneer hy 'n ouer man is, sê hy die volgende, hy sê die hoofsaak van alles wat gehoor is, die laaste hoofstuk, die 2 laaste versies van Prediker, van alles wat ons nou vir mekaar gaan sê, hier is die hoofsaak, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Nou maak Salomo reeds in die Ou Testament 'n stelling wat herhaal word in die Nuwe Testament. Hy sê, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Want God sal elke werk bring in die gerig van die verborgene. 2 Korintiërs 5 vers 10, en dit is maklik om te onthou, nee. Ek het 2 hande en ek het 5 vingers aan 'n hand. 2 Korintiërs 5 vers 10. Sê en ons sal rekenskap gee aan God vir alles wat ons in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed is en of dit sleg is. Dit is die vrees van die Here. Is 'n diep besef. Ek kan nie net doen wat ek wil nie. Ek kan nie, weet jy wat breek my hart? Want ek weet so seker soos ek weet, dat Romeine 8 sê baie duidelik, vir die wat in Christus is daar geen veroordeling nie. En die klem daarop lê vir die wat in Christus is. Ek wil vir jou sê, die wat in Christus is, vermaak ook nie misbruik van sy genade nie. Weet jy wat breek my hart? Dit breek my hart as iemand voor my sit en hulle sê vir my, ek gaan nou maar hierdie stupid ding doen en ek gaan net ongelukkig moet staat maak op sy genade. Jy weet, ek gaan dit nou maar net doen, want die Here is mos nou genadig. Nonsens. Waar is die vrees van die Here? Waar is ek en jy, wanneer ons in wysheid wil wandel? Soek jy sy aangesig vir die regte besluit. Stap 1, vrees eers die Here. En dit is die reine waarheid, dat ons 'n groot en 'n genadige God dien. Maar jy sal baie mooi gaan lees in Hebreërs, ek dink is hoofstuk 12, sê hy, daar bly dan geen offer oor vir moedswillige sonde nie. Kom nou kerk, daar is geen verskoning vir my en jou om in ons sonde te bly nie. Die krag van die kruis maak ons vry. Dis nie 'n verskoning om daar te bly nie. Dis 'n oproep vir my en jou om saam met hom te wandel. Wil jy in wysheid wandel? Die begin van die wysheid is eers 'n keuse om te besef. En ek het gewonder, hoe sou is daar nie 'n manier om dit? En ek mag dalk die enigste een wees wat hierdie ervaar het, maar ek twyfel. Maar daar is 'n kans, maar ek twyfel. Moes julle ook huis skoon maak as daar kuier mense gekom het? Ek kan dit onthou. Daai koppie pla niemand nie. Ja. En dan skielik. En dan soveel te meer as dit nou nogals iemand is, nee, nogals iemand. Soos die dominee mevrou, soos die vir die pastore is ons okay, vir die En ek dink dit is okay. Ek dink nie daar's fout daarmee nie. Maar dit vertel iets van agting en dit vertel iets van respek. Dit vertel iets van 'n gesonde vrees. Ek wil nie hê dit moet so wees as hierdie ou daar is nie. Meneer, mevrou, die Here wat altyd by jou is, wat alles sien wat jy doen, vra vanoggend opnuut vir jou. Sal jy hom vrees? 'n Gesonde vrees. Nie 'n broekbewe, ag sies tog shame arme ek nie, maar 'n vrees wat my op my aangesig laat neerval. Wat kies dat ek my lewe en my dade in lyn rig met wie hy is. Salomo sê, as jy die eerste ding moet verstaan, moet jy verstaan,
dat wysheid begin eers met die vrees van die Here. Hy gaan verder, en hy gaan so 'n bietjie met jou praat oor jou woorde. Hy sê in Spreuke 15 vers 1, hy sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Ekskuus. Maar 'n krekende woord laat die toring opkom. Is daar baie grimmigheid in jou lewe? Is daar baie aanvalle? Voel dit vir jou, niemand verstaan jou nie? Miskien moet jy dit opweeg. Hoe lyk jou sagte woorde? Jy sien, is daar baie toring? Is daar baie konflik? Miskien moet jy jouself vra, hoe lyk my sagte antwoord? Nie alleen moet ons, wanneer ons praat, sag praat nie, nee, in Spreuke 13:3, wanneer hy oor ons woorde met ons praat, sê hy dit, hy sê, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. En wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Nou, ek moet hierdie ding net mooi kwalifiseer, want hierdie is baie belangrik. Die Here het ons elkeen met 'n ander temperament gemaak. Is dit oukei so? En dit beteken nie dat wanneer jy 'n bietjie van 'n louder persoon is, dat jy nou in die moeilikheid is nie. Ek ken mense wat baie stiller van geaardheid is, maar wanneer hulle mond oopmaak, moes hulle hom liewers toegehou het. So hierdie is nou nie die versie waarmee jy vir Ollie pak gee nie, okay? Sorry Ollie. Hier is die beginsel. Ek en jy moet let op wat ons sê. As ons mond wyd oopmaak, as ons 'n opinie het oor alles, as ons graag iets sê, daar is ondergang. En so hier's wat ek hoop jy sal doen vanoggend. Voel dit vir jou daar is ondergang? Voel dit vir jou dis moeilik? Voel dit vir jou dis swaar? Hier's my vraag. Is dit nie dalk omdat jou mond te wyd oop is nie? Is dit nie dalk omdat ons te vinnig en te veel sê nie? En ek wil nou alles hier by hierdie een bring. Jy kan onthou, dit was altyd so gewees. As jy 21 geword het, het jy mondig geword. Nou as jy 18 is jy mondig. En so Spreuke 18 vers 21 sê die volgende: dood en lewe is in die mag van die tong. En ons ken dit. En nou hierdie tweede gedeelte, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek wil julle hierdie storie vertel, dat ek sit eendag in Standerton saam met 'n moedelose man. As ek sê moedeloos, dan bedoel ek moedeloos. Toe ek in sy kantoor inloop, toe begin hy. Ons kon nie 'n woord met mekaar, hy huil. Toe hy rustiger is, ek vra van wat gaan aan? Hy sê ek verloor alles. Ek sê ek's genuine jammer, vertel my. Sê ek verloor alles. Sê daar's van my niks oor nie. My vrou gaan my los. Ek gaan nie vir my kinders 'n toekoms kan gee nie. Ek is in die grootste moeilikheid van my lewe en ek weet presies hoekom. En so die lyn waarin hy is daar baie arbeid betrokke en so die arbeid kom en die arbeid gaan. Hy sê ek weet seker dat daar was 'n arbeid gewees wat ek in diens geneem het. En ek het later uitgevind, hulle is 'n sangoma. En hulle het hier die besigheid vervloek en kyk, hier is ek nou. En ek het hom gelos en hy kon sy hart deel. En ek vra vir hom so, as ek jou sou vra, wat sê jy? Hy sê ek self vir maande lank, ons gaan die besigheid se deure nog toemaak. Hoor my seker, ons hoef baie minder bekommerd te wees oor die woorde van ander, as oor ons eie woorde. Kan ek jou 'n paar goed net vra, sommer net so van die kant af? As jy iets slegs oor ons dorp te sê het, gaan sê dit asseblief vir iemand anders, nie vir my nie. Ek sal nie oor ons dorp iets slegs sê nie. As jy iets slegs oor ons gemeente te sê het, gaan sê dit vir iets anders, ek sal dit nie oor my gemeente sê nie. As jy iets slegs te sê het oor jouself, jy kan maar van jouself as jy regtig wil, maar dan moet jy nou die vrug pluk wat daarmee saamgaan. As jy negatief oor jouself wil praat, is jy sekerlik welkom, maar ek gaan nie negatief oor jou praat.
Ons het nodig om regtig te begin oplet oor dit wat ons van onsself sê. Die goed wat ons kan en wat ons nie kan doen nie. En ek weet die dieselprys is effens van 'n uitdaging op hierdie stadium. Ek is bewus daarvan. En ek is bewus daarvan die ekonomie. Maar luister hier, as jy oggend vir oggend vir jouself opstaan en vir jouself vertel hoe moeilik is dit, hoe moeilik dink jy gaan jy dit hê? As die Bybel en Salomo en al sy wysheid, wat van die Here afkom, so by the way, want dis die Here wat hom 'n wyse man gemaak het. Hy sê vir ons, jy wat dit graag gebruik, jy sal die vrug daarvan eet. So as die sangoma as jou vervloek, maar jy seën jouself, is jy vervloek of geseënd? Julle is oulik. Fokus nou. Besef jy dat in jou eie woorde, het jy of die vermoë om te seën, of om vervloek, of om te vervloek. Terwyl ek voorberei het ek ervaar, en ek hoop jy hoor mooi, maar ek het ervaar dat daar gaan mense hier wees vanoggend wat sekere goed oor jou kinders gesê het, wat jy nodig het om te bely vanoggend. My kind dit en my kind dat, my kind sal nie so nie en my kind maak altyd so en my kind is dit en my kind is dat. Hoor vir my baie mooi, jou kind is wat die Here hom gemaak het om te wees. En ek en jy behoort dit gereeld te bely. Het gesê, miskien gaan jou besigheid dit nie maak nie, ek wil vanoggend hier voor jou staan en vir jou sê, lewe en dood is in die mag van jou tong, en jy sal slim wees as jy daai woorde vir die Here bely vanoggend, en sê, miskien sal my besigheid dit wel maak. Jy sê, dalk die huwelik is verby. Kom ons praat nie negatief nie. Kom ons let op. Kom ons praat lewe, want ons sal die vrug pluk van dit wat ons sê. Daar's soveel wyshede, ek kan onmoontlik in hierdie kort tydjie. Maar sê Salomo nie vir ons, bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word nie. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Is dit nie Salomo wat vir ons sê, luiaard, gaan na die mure en word wys nie. Is dit nie Salomo wat vir ons sê, buig die boompie terwyl hy jonk is nie. Wanneer dit by jou lewe kom, wil ek jou net herinner aan die dinge wat die Here haat, Spreuke 6. Is hier die 6 dinge haat die Here. 7de vir sy siel is 'n gruwel. En hierso is hulle, en ons kan nie in elke een van hulle ingaan nie, maar trotse oë, onthou, dis iets wat God haat. 'n Leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuienis leuns uitstrooi, en 7 tussen broers tweedrag saai. En nou daai laaste een, ons weet ons moet nie trots wees nie, ons weet ons moet nie jok nie, ons weet ons kan nie onskuldige bloed nie, ons weet ons moet nie kwaad nie, ons weet ons moet nie onheil beplan nie. Maar weet jy, dit beteken dat God haat ook tweedrag. Weet jy hoe saai ons tweedrag? Ons lig die een nou maar net so by the way in van die ander een se opinie oor hulle. God sê, ek haat dit. Ek haat dit. Dis nie, maar almal doen dit maar, en dis nie, ag, ek bedoel dit eintlik so nie. As wat ek en jy doen, 'n katalisator is, dat verhoudings wat by mekaar moet hoort, nou verdeel word, is ek en jy besig om tweedrag te saai. En God haat dit. Kan ek en jy weer op 'n plek kom, waar ons mekaar nie net herinner aan hoe lief die Here vir ons is nie, maar mag ons mekaar ook herinner, dat daar is sekere goed wat God haat. En tweedrag is een van hulle. Ons behoort nie, en veral nie, tussen kinders van die Here nie. Ons behoort in eenheid saam te kan wandel, al is dit ook
moeilik. Enige iets en alles wat tweedrag saai is iets wat God haat. Salomo sê ook vir ons dat ek en jy die geleentheid om soos asyn te wees vir tande of vir rook vir iemand se oë. Nou ons verstaan die rookgedeelte. Nee, julle, hoe lank terug was jy om die braaivleisvuur? As daai rook vir jou so werk. Hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om asyn vir iemand se tande te wees of rook vir sy oë? Is jy soos die leiaard vir die een wat hom stuur? Liewe gemeente, mag ons asseblief as gemeente bekend wees as harde werkers. Ons verheerlik die Here wanneer ons hard werk, wanneer ons goeie werkers is, werknemers sowel as werkgewers. Soos asyn vir die tand en rook vir die oë. Ek lees in die week 'n ding waar ou sê, as die Here nie wou gehad het, ons moes die diere geëet het nie, hoekom het hy hulle van braaivleis gemaak? My en jou lewe moet 'n getuienis vir die wêreld wees van dit wat God haat. Daar's iets wat my moet keer om nie te reageer op my impuls en my emosie en my trauma en my seer, asof dit die plek is waaruit ek kan leef nie. Nee, ek leef uit 'n ander plek uit 'n plek van identiteit, my kindskap met hom, en omdat ek hom eer as my pa en gesonde agting en gesonde vrees het vir hom, is daar eenvoudig sekere goed wat ek nie doen nie, want ek weet hy haat dit. Hy haat dit. Hy sê in Spreuke 6 vers 11, en sê so kom dan die armoede soos 'n rondloper en jou gebrek kom soos 'n gewapende man. Nou dis nou net nadat hy gepraat het oor die mure, nê, en gesê het ons moenie lui wees nie. Is jy so as ons lui is jy so kom jou armoede dan soos 'n rondloper. Nou ek moet nou sê, ek kom agter, is maar as ek op die fiets ry en as ek stap, hier is maar 'n paar rondlopers hier rond. Hulle sit hier op die hoeke en ek weet nie aldag, weet nie wat maak hulle, maar in elk geval, dis goed seker so. Maar wanneer jy nie die minste verwag, en so iets wat ek hoop jy sal doen, sien jy die armoede aankom? En as die antwoord is ja, dan wil ek, jy moet nie gaan sit nie. Jy moet jou self die vraag afvra, so waar's ek? Is daar iets wat ek kan doen? Of gaan ek oorrompel word? Gaan my gebrek kom soos 'n gewapende man, omdat ek nie die Here verheerlik in hoe ek my tyd spandeer nie? En so ek hoop dat jy sal sien, dat wanneer ons praat oor die wyshede van Salomo, waarvan daar 'n verskriklike klomp is die hoofgoed wat ek wil hê moet opweeg, ek wil hê moet sien, Salomo herinner my en jou, dat alles begin by 'n gesonde vrees vir die Here. Dat ons sal oplet in dit wat ons sê, en dat ons mooi sal kyk in dit wat ons leef. Maar ek wil hier die laaste paar minute van hierdie woord, ek wil jy moet asseblief baie mooi luister, want hierdie is die deel wat minder bekend is rondom Salomo. En jy sal waarskynlik weet dat Salomo het baie vroue gehad. Dink 900 vroue en 300 by vroue, ek praat onder korreksies. Dankie, 700 vroue en hoeveel by vroue? 300, ek is daarom reg op die 300. 700 skoonmaas, liewe ouers. Julle stuur nie die preek vir Karla se ma nie, julle. In Konings 11 vertel ons die einde van Salomo. Hy sê in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Ek lees weer vir jou vers 14 van wat ons gelees het. Hy sê, en as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou daar verleng. En so Salomo het 'n opsie gekry in 1 Konings 3. Hy het in 1 Konings 11 vertel, die skrywer van Konings vir ons, Salomo kon dit nie doen nie. En ek wil hier met twee goed sien. In die eerste plek,
As iemand so wys so Salomo verlei kon word, behoort ek en jy wakker te wees oor die aanvalle van die vyand. Hoor my seker, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk waar hy kan jou kan verwoes. As jy hom 'n halwe gap gee, gaan hy daar inkom en hy gaan jou beroof van jou ewige loon. Hy stel nie belang in jou gemak hier op aarde of jou ongemak hier op aarde nie. Dis nie heeltemal so nie. Die vyand stel primêr belang in hoe jy jou kan pak gee in die ewigheid. Dis waar kan jy verloor. En so wanneer jy voor 'n keuse staan, 2 paaie om te kies, soos wat Salomo, wil ek vir jou sê, kies groot asseblief. Kies omdat jy die Here vrees, nie omdat jy emosioneel is nie. Kies om reg te praat, kies om reg te leef. Haat weer die dinge wat hy haat. Ons word so maklik vasgevang hier in ons eie wêreld. Ons kyk so maklik vas in dit wat ek ervaar en beleef. As jy Prediker deurlees, dan sal jy sien, Salomo het nie 'n great einde gehad nie, dit was maar 'n moedelose tyd ook gewees. Maar die Here het hom van baie goed gespaar, terwille van sy vader Dawid. So ek wil hê jy moet sien, as Salomo met al sy wysheid in die struik kom trap, wie dink ek en jy is ons, dat ons vrygestel is? En die tweede waarmee ek jou gaan los, liewe kind van die Here, dis nie hoe jy begin nie, maar dit is hoe jy klaarmaak. Hoor my asseblief baie mooi. Heeltemal te veel kere, wanneer ek met baie liewe Pinkstermense praat, vertel ons mekaar die stories van die goeie ou dae. Hey, wow nou. As die enigste stories van sy teenwoordigheid wat ek en jy mekaar kan vertel, stories van die goeie ou dae was, is ons besig om die huidige dae te mis. Moenie my vertel jou innings is verby nie. As jy kan asemhaal, het jy 'n werk om te doen. Dis nie hoe ons begin nie. Dis hoe ons gaan klaarmaak. Ek hoop dat jy sal sterk klaarmaak. Ek hoop dat jy sal kies om in jou ouderdomsseisoen, hoe dit ook al mag lyk, of dit is in jare of dit is net in geestelike tyd, wat ook al jou seisoen is, dat jy of sal besig wees om jouself voor te berei vir daardie seisoen, of dat jy in daardie seisoen sal wandel saam met die Here. Mag jy soos wat Salomo gedoen het in die begin. Hy was opgewonde, hy het baie meer offers gebring as wat hy veronderstel was om te doen. Hy het gereeld gegaan. Hy het ook die tempel gebou, 'n plek geskep vir mense om offers te bring. Wil jy nie asseblief dieselfde doen nie? Die musiekouens kan na vore kom. En terwyl hulle na vore kom, my plan vir die nagmaal, en ek hoop dit gaan werk, is dat dit vir jou regtig 'n intieme oomblik saam met die Here sal wees. En dis wat ek graag wil hê jy moet doen. Ek wil graag hê dat jy dit wat ek vanoggend gesê het regtig ter harte sal neem. En dit sal oorweeg in jou hart en vir die Here sal vra, Vader, waar moet ek aanpassings maak? Ek wil jy moet my mooi hoor. Moet ek aanpassings maak rondom my vrees vir U? Het ek nodig om dinge te verander? Of gaan ek aanhou sê, ag, die Here ken maar my hart, of die Here sal verstaan? Of gaan ek begin doen die dinge wat ek weet ek moet doen? Is daar miskien nodig aanpassings in my woorde? Het ek nodig om anders te praat? Het ek nodig om dinge anders te sê? Miskien is daar aanpassings in my lewe nodig, dat ek weer die dinge sal haat wat die Here haat.
Maar hier's wat ek jou wil uitnooi. Ek wil hê dat jy bidend sal wees in jou stoel. Here, waar is dit? Waar moet ek? En dat jy dan uit reaksie uit van dit wat jy ervaar, persoonlik vorentoe sal kom. Die broodjie wat sy liggaam voorstel, die druiwesap wat sy bloed voorstel, vir jouself sal kom haal, vir jy sal gaan sit, en nou weet, dat jy het 'n verbond waarop jy kan staatmaak. Hoor my asseblief mooi. Hierdie is nie 'n selfpoging nie. Hierdie is nie, ek moet net genoeg wilskrag hê nie. Hierdie is 'n oomblik van oorgee. Sê, Here, ek kies om te doen wat U van my vra. Sal U my asseblief help? Dis die amazingste uitnodiging. Dat ek en jy 100% ten volle toegang het tot die volheid van die krag van die Heilige Gees. En dis alles as gevolg van die kruis. As dit nie is vir die kruis nie, besef jy hoe verlore, ons het dus nie 'n kans nie. Al wat gaan gebeur is, ons gaan weer eens dit nie maak nie. Maar as jy sal kies, om te sê, Here, ek gaan dit nie uit myself uit doen nie. Ek gaan dit nie uit 'n selfpoging uit doen nie. Ek wil dit uit verbondsverhouding met U doen. Dan het jy 'n baie goeie kans. Want dis deur die krag van sy Gees, en dis dieselfde Gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het, wat ook in my en in jou woon. En so ek wil nie druk op enige iemand sit nie. Maar ek wil jou uitnooi om te gebruik te maak van hierdie geleentheid. Wees bidend en vra die Here. Maak in jou hart, onderneem in jou hart, waar is dit wat jy verandering gaan bring? En kom vorentoe. Kom kry vir jou 'n broodjie, kom kry vir jou druiwesap. Gaan sit in jou stoel en maak die saak met die Here uit. En mag jy weet jy is nie op jou eie nie. En so kom ons bid net saam. En Vader, baie, baie dankie. Dankie dat U Salomo gebruik het, sodat ons ook 'n deel van U hart kan ontdek. Here, hierdie oomblik, sal U asseblief, soos wat net U kan, deur U Heilige Gees, elke hart bedien, sodat ons los kan kom, in vryheid kan wandel, in eenheid kan wandel. Vergewe ons asseblief. Vergewe ons vir die oomblikke wat ons hart teenoor U rebelleer. Vergewe ons as ons uit ons seerheid leef. Help ons, Jesus. Help ons, Vader, om U opnuut te vrees. Om te let op wat ons sê. En lewens te lewe wat U verheerlik. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.